Sy het een middag na my toe gekom en vir my gesê, ma, ek voel ietsies in my bors. Ekskuus. Na 7 operasies en 'n dubbele mastektomie steek Marlene Pretorius nie haar littekens weg nie, maar gebruik dit eerder om ander vroue se lewens te help. In 'n video waarin sy openhartig wys hoe 'n dubbele mastektomie werklik lyk, het Opsla op sosiale media gemaak. Vir haar gaan dit egter nie oor die aandag wat die video gekry het nie, maar eerder om mense aan te spoor om hulself vir borskanker te laat ondersoek voordat dit te laat is. Vandag het ek die voorreg om by Marlene in te loer en haar aangrypende verhaal eerstehands te hoor. Marlene, baie dankie vir die geleentheid om vandag hier in jou hartsplek by jou te kan kom kuier en jou storie te kan hoor. Ek wil graag hê jy moet asseblief vir ons terugvat van die dag toe jy die eerste keer jou diagnose gehoor het. Ja, ek is my eerste keer gediagnoseer met triple positiewe borskanker in 2018. My dogter was 11 jaar oud gewees en ek dink nie iemand kan jy ooit regtig voorberei vir die woorde jy het kanker nie. Alhoewel dit baie sterk in ons familie hardloop en my ma het selfs 'n 19 jaar kanker journey agter haar rug gehad. Kyk, jy hoor dit en dan moet jy huis toe gaan en jy moet daai nuus deel. Dit is die ergste dink ek is om met jou geliefdes daai te deel want dit is so 'n moeilike pad en almal die groot C, die groot K, mense praat nie daarvan nie. So jy is half in hierdie posisie van jy probeer dit verwerk en dink waartoe gaan ek vorentoe, maar hoe gaan hulle dit vat? Ek dink dit is wat deur jou kop gaan. Ek het altyd geweet indien dit met my gaan gebeur, gaan ek 'n dubbel mastektomie doen. My ma het 'n enkel gedoen en sy het verskriklike komplikasies gehad en sy was nooit gelukkig nie. Dit het haar lewe so moeilik gemaak. So ek het net besluit dat dit is hoe ek dit gaan doen, met my familie gesit en gepraat daaroor. Ons het die dubbel mastektomie gedoen die 1 Desember in 2018. Ek is die week voor dit gediagnoseer. Ja. Ek is een van daai mense wat probeer beheer vat, al kan jy nie. En eintlik in daai wil ek ook sommer net 'n boodskap vir ander mense gee en sê, vat net 'n tree terug. Haal net 'n bietjie asem. Daar is tyd. 'n Mens voel daar is nie. Jy voel gerush, jy weet. Ja. En ingegaan, ons het 'n dubbel mastektomie gedoen, ons het direkte rekonstruksie gedoen en uitgekom en gedink, "Wel, die kanker is nou weg, ek hoef nie daaroor te worry meer nie." En ongelukkig is dit mos nie hoe jou pad werk nie, jy weet nie wat lê vorentoe nie. So 7 operasies later, na die implants, die een het geflip, die een het deurgebreek. Ons het 'n Goldilocks probeer waar hulle hierdie stukkie vet vat en hulle trek dit boontoe en hulle bou vir jou 'n borskas basies. Die arme dokters probeer alles doen om jou net, jou weer soos 'n vrou te laat lyk. Dit is wat hulle doel is. En niks van daai het ongelukkig vir my gewerk nie. So na my 6ste surgery en al hierdie verskriklike aspirasies waar hulle elke keer as ons 'n knoppie voel, moet ons 'n naald indruk. Ons moet 'n biopsie doen om te sien of die selle verander het en ek het net eendag gesit en vir my man gesê, ek kan nie meer hierdie doen nie. Ek is klaar met hierdie, ek gaan dit nou afhaal en dit is hoe dit is. Jy het self nog 'n jonger dogter en die moontlikheid is daar dat hierdie dalk 'n genetika ding is in julle familie. As jy dalk net vir ons 'n bietjie meer rondom dit meer konteks kan gee. Om te dink aan my kind. Nikita gaan nou al vir die laaste 2 jaar, 3 jaar, gaan ons vir ultrasounds. Sy het een middag na my toe gekom en vir my gesê, ma, ek voel ietsies in my bors. Ekskuus. Ekskuus. En niemand kan jou voorberei vir dit nie. Sy's grootgemaak in 'n omgewing waar sy so bewus is van kanker. My ma, ons familie is vol ongelukkig aan albei kante. En toe ek die knoppie in haar bors voel dit asof die bloed uit my kop uitdrein. Jy weet, dit is hierdie amper absolute Here help my, ek vat dit eerder voordat sy dit het. Jy weet, dit is jou dogter, die enigste dogter en jy verwag dadelik die ergste sonder enige toetse. Absoluut. So daai in ons huis is die normaal. Dit is jy gaan vir dit, jy moet gaan seker maak alles is okay. Ek het gegaan vir die BRCA-geen, so ek is negatief, maar ek was by 'n ginekoloog wat vir my gesê dat vir 9 gene kan hulle nie toets nie, dis nou 'n paar jaar terug, so ek is ook nie eers meer seker hoe akkuraat daai is nie, maar as 'n mens maar kyk na ons geskiedenis in die familie, dis maar ongelukkig oralste.
jou dogter is gelukkig nog kankervry Ja. en skoon. Sy is, ja, sy is. Ons doen nog scans vir haar elke 6 maande, dat ons net seker maak dat alles oukei is. Natuurlik is dit maar altyd in die agterkop, so ons glo en vertrou dat dit maar net, jy weet, dis maar net 'n klein knoppietjie waar ons sit, wat net niks kwaadaardig gaan doen nie. Hoe sou jy sê jou diagnose jou persoonlike manier van lewe verander, soos jou dag-to-dag aktiwiteite en ook die emosionele impak wat dit op jou as vrou, maar ook as ma dra? Jong, ek dink nie 'n mens kan eers sê hoe jy gaan verander nie. Ek moes leer, en dis 'n lang pad. Ek moes leer dat dis oukei om nie hare te hê nie. Dis oukei om nie borste te hê nie. Dit is oukei dat jy het jou ovaries, jou baarmoeder van alles ontslaag geraak, so jy voel half party daar asof jy amper net, you're a shell of a woman. Jy weet, mense sien jou en hulle besef nie eintlik waardeur jy gaan nie. En net die mense naby aan jou besef, want hulle sien daai uitvalle en hulle sien daai. Maar in daai hele journey leer jy, of het ek geleer, dat daai goed maak nie regtig saak nie. Ons staan op in die môre, ek sit nog steeds gremering aan, jy weet, ons is vrouens, dis wat ons doen. Dit laat jou ook goed voel. Absoluut. Dit haal jy uit daai donker kamer uit. Yes, absoluut. Jy weet, jy moet kies, jy staan op in die oggend, jy praat baie mooi met die Here om jou te help vir deur die dag, en ek voel daai is 'n groot deel van dit, is dat jy moet gegrond wees in ek is in my Christendom, maar in waarin jy ook al glo. Ek weet nie hoe doen mense dit sonder die Here nie. Marlene, ek moet vir jou eerlik sê, jy lyk verskriklik goed. Jy lyk regtig vir my ongelooflik goed. Ek weet, vrouens of mense in geheel met so 'n diagnose praat nie maklik nie. Ja. Ek wil graag by jou hoor, kom mense agter dat jy 'n mastektomie gehad het? So, mense sien dit definitief. jy kry baie keer, jy kry die kyk van, eers kyk iemand vir jou kop, want hulle kan sien, okay, daar's nie hare nie, is jy deur dit, kom jy deur dit, sê, jy weet, waar is jy met daai stadium, en dan vang hulle so vinnige limps, kyk hulle net so, jy weet, en dan baie mense loop weg, en jy kan sien, dit is verskriklik de mekaar, en ander mense, soos, jy kan dit sien, dat dis iets wat in hulle familie is, so daar's mense wat, ek dink nie mense besef eers hoe hulle reageer nie, as jy weet wat ek sê. So jy moet half dink, en ek dink nou waar ek nou is in hierdie journey, is dat, aan die begin het dit my baie meer gepla, maar nou is ek half soos, okay, dis okay, dit maak nie saak nie. Dit het my baie lank gevat om daar uit te kom, ek moet dit vir jou sê, ek het nog steeds my dae, dis net baie minder. Ek gaan 'n storie met jou deel, so, ek het so gesukkel om 'n swemkostuum te kry. Want, omdat ek natuurlik almal weet nou, dit is nie plat nie, dit is konkaaf, so geen toppie sit reg nie, en so daar's party dae wat, as ons geswem het by die swembad of wat ook al, en as jy in die kamer inkom, dan lê al my swemklere die hele wêreld vol, okay, ek doen daai. En ek het hierdie dag, ek was net soos, ek is deur alles, en die volgende oomblik, het ek net besluit, ek het my bikini broek aangetrek, en ek het my handdoek oor my skouer gegooi, my flip-flops aangetrek, en uitgeloop, en my man en my kind en my pa het by ons gebly, het so vir my gekyk, en ek het gesê, dis nou hoe dit is. Ek kan nie meer nie, en hulle het eintlik vir my hande geklap, en my man het begin tranerig raak, my dogter was tranerig, my pa was tranerig, en gesê, ek is so bly, jy het op hierdie punt gekom. En toe ek die eerste keer daar buite lê, en tan, in die son, jy weet, dit is net so, dit is eintlik, ons maak dit so groot in ons koppe. Daai emosionele impak, en jy weet, jy kry altyd half hierdie terugvat na realiteit, toe as iemand verby jou loop, en hulle het nie 'n been nie. En ek het nie borste nie. Ek kan nie dit vergelyk nie. Maar dit is 'n vrou ding. Dit is ek wil mooi lyk, ek weet hoe het ek gelyk. So daar's moeilike dae en daar's makliker dae. Maar die moeilike dae is baie minder as wat dit was, omdat die journey nou al so lank is, jy weet. Dis maar net so ongelooflik, en hoe jy uit jou ervaring uit, dit is dan wel in jou persoonlike lewe, of dit is in jou gesin en jou familie, om te sê, dit is hoe ek is, ek kan dit vir hulle doen, maar jy het later aan, het jy nou
jouself so opgebou en emosioneel voorberei, dat jy uiteindelik 'n video uitgesit het, wat letterlik op sosiale media gemaak het. Ek dink, as ek dit nie mis het, het jy meer as 1 miljoen views gekry, waar jy letterlik al bo lyf staan en jy het gesê, dis wie ek is Marlene Pretorius, hierdie is my storie, en nou bemoedig jy ander. Dit voel so onwerklik. Hoe het jy op daai punt gekom om dit te doen? Ek het 2 jaar terug, ek dink is 2 jaar terug, 3 jaar terug het die Get It magazine in die Laagveld, so ons in Witrifuur gebly het my storie gefeature. En toe ek vir my laaste operasie was en ek het toe plat gegaan, het hulle dametjie my teruggebel, so 2 jaar daarna en vir my gesê, as ek reg is om hierdie te publish, is jy reg om dit te doen. Ja. En ek was soos, ja, want dit is my persoonlikheid is, ek moet dit daar uitkry. Ek wil nie hê iemand anders moet te laat agterkom, of hoe ook al, as daar so vir hulle 'n ander pad is nie. En ons het gery na hierdie fotoshoot toe, en my kind het vir my gevra, is ek reg vir dit? En ek was soos, ek weet nie of ek eintlik reg is vir hierdie nie. En ek het uit my kar geklim, en ek het my toppie uitgetrek, en toe ek om my kar stap, toe het ons fotograaf wat ek goed ken, so 'n glimps gevat na my bors toe, en vir my gekyk en gesê, weet jy, ek moet regtig vir my mammogram laat doen. Toe sê ek vir, let's do this. En toe vat ons foto's, en ons het dit in die Get It gefeature. Die dag wat ek hierdie video gedoen het, was die 15de Julie. Ons het my ma verloor die 15de Oktober verlede jaar. Dit was 'n lang journey. Sy het verskriklik hard geveg. Ekskuus. Ongelukkig het die kanker na haar brein toe gegaan, en ek was verskriklik geseënd om na haar te kon kyk vir die laaste maand. En daardie dag was die 15de, so dit is 9 maande terug, en ek het uit die stort uit geklim, ek het vir myself in die spieël gekyk, en al wat ek kon sien, was hoe haar borskas gelyk het. Sy het 'n enkel mastektomie gehad, sy het nooit daaroor gepraat nie, sy het gesukkel met hierdie prosteses wat sy probeer reg trek het, en was altyd ongemaklik, altyd gekyk na iets anderste, hoe om dit beter te laat voel, en hoe om haarself beter te laat voel. Sy het nog gewerk voordat sy opgeneem is in die hospitaal, so sy was verskriklik, ja, sy is baie sterk en brawe vrou. En toe ek in die spieël kyk, toe dog ek net, weet jy wat, as sy so deur haar lewe kon gaan, en ons so braaf en sterk kon maak, en om ons so te leer, hoekom kan ek dit nie ook doen nie? En toe het ek net besluit, dis hoe dit is. Ek het nie eers geweet, ek het my rukkie gevat om send te druk. Ja, man, jy deel dit letterlik met die hele wêreld. Almal. Wel, na daai video het jou volgelinge aansienlik gegroei, en die video's wat jy na dit plaas, dit is alles gebaseer op bewusmaking. Ja. Die mense het regtig soos ingestroom op jou blad, en ek dink hulle is daar om te bly, omdat jy so eg is. En ek moet vir eerlik sê, toe ek en my redakteur die heel eers daai video kyk, dus ons net so geskok. Dis nie omdat ons nie 'n agtergrond het oor verskillende tipe kankers of kanker in geheel, en die chemoprosesse ensovoorts sê, maar dis die eerste keer dat ons 'n vrou sien wat die vrymoedigheid het en die selfvertroue het, om dit eerder so te sê, om te wys, hoe lyk dit as jou borste af is. En dit is nie net 'n bemoediging nie, maar dit maak anders se oë oop. Absoluut. Weer eens om te gaan toets doen. Absoluut. Jy wil hê mense moet, ons is ma's, ons is vrouens, ons gaan aan, ons het besighede. Wat doen 'n ma as sy nie lekker voel nie? Sy drink 'n pilletjie en sy gaan aan met haar lewe. Hoekom? Want haar familie het haar nodig. En sy gaan altyd hulle eerste sit. En dis al wat ek wil hê, is dat iemand moet, as daar 'n verandering is daar iets is wat jy voel wat nie reg is nie, reageer daarop. Gaan eerder 100 keer dokter toe en maak seker. Daar, jy weet, al die tegnologie is daar. Daar is fantastiese onkoloë daar buite. Daar's medikasie. Die realiteit van 'n stage 4, want dit is hoe hulle hom nou klassifiseer, metastatic op die been, is dat daar is nie 'n cure nie, dit is manageable. So, maar vang dit vroeg genoeg, dat jy dit kan manage as dit wel daar is. Of as jy van dit kan ontslaa raak, great, dan doen dit. Wat is jou boodskap aan vroue? Boonop wat hulle nou moet gereeld gaan toets, en oor die bemagtiging aspek van jou hele Facebookblad,
Wat is jou boodskap aan vroue, die wat kies om daaroor te praat en die wat kies om stil te bly, maar spesifiek dat vrouens op dieselfde vlak kom en oop te maak en reël wees met mekaar en met mekaar kan relate? Hoe sal jy dit bemoedig dat almal mekaar net moet bystaan en by mekaar kom? Vir my is dit jy kan hierdie nie alleen doen nie. Jy kan nie. En familie en vriende en enige iemand wat jy ontmoet wat vir jou sê, jy weet ek is hier vir jou, hulle het jou lief. Maar as jy met iemand deel wat daardeur gegaan het, daar's 'n band wat daaraan is wat niemand kan verbreek nie. En as jy met iemand kan gesels wat klaar deur iets is, wat jou kan half heads up gee vir vorentoe, om net jou pad vir jou bietjie makliker te maak. Ek weet baie mense wil nie praat hieroor nie. Ek verstaan dit 100%. Dit is 'n baie sensitiewe saak. Maar sodra jy begin praat, gaan jy sien dat daar is honderde, duisende dames daar buite wat deur dieselfde gaan en hulle soek ook net iemand om mee te connect. Dis al wat hulle soek. Wat hou jy gemotiveerd? Gegrond in die Here. Gegrond in die Here, my familie, ek hoor van soveel dames wat hulle partners verloor, hulle mans verloor, omdat dit nie maklik is nie. Dis nie maklik vir my nie, maar dit is glad nie maklik vir hulle nie, glad nie. En daai ondersteuning wat ek het van hulle, dit sal my elke liewe dag uit die bed uit laat opstaan. Dit is hoe dit is. Marlene, weer eens baie dankie. Jy is 'n eistervrou en jou storie is nog lank nog nie klaar geskryf nie. En keep up the good work. Ja, dankie baie. Soos dit kom regtig uit 'n rou, uit 'n eerlike plek uit en ek dink soveel vroue kan vereenselwig. Vroue wat deur dit gaan, vroue wat nog nie deur dit was nie, maar die vrou wat nie deur dit was nie, besef en dit is dalk skrik op die lei weg, maar 'n goeie skrik vir 'n goeie doel.